Ek wil volgens so 'n bietjie na Tweede Konings gaan kyk en jy is welkom om die Bybel daar oop te maak. Is interessant as mens daarso by Tweede Konings gaan, hy begin eintlik daarso waar Elia en Elisa net voor die afskeid van Elia voordat hy nou op gaan hemel toe. En as mens deur daai eerste paar hoofstukke gaan, is daar soveel wonderwerke wat daar is. En ek wil so 'n bietjie ons moet nou van die wonderwerke gaan kyk, dan wil ek net so 'n bietjie fokus op twee. Wonderwerke is altyd 'n ek wil nie sê uitdaging nie, maar ons het gisterand nogal as gesin bietjie daar gestel, ek en die seuns en Marisa, syne ouers is vandag deur Klerksdorp toe. So ons is nou alleen hierso. Maar ons kan, ek dink ook maar net, ons kan ook dink aan die mense wat op die pad is, asseblief selfs die daar by die kampvergadering, dat alles goed daar sal verloop. Ek dink dit gaan eers maandagooggend ophou daarso. So dan as die ouens weer terugkom. Ben, ek weet nie, sal dit moontlik wees as jy ons net so kort terugvoer gee vir hoe gaan dit? Of is dit bietjie te gou gevra? Hulle sal vir jou gou 'n mic bring. Ek het nou nie voorraad, ek dink nou net daaraan. Ja, dit gaan baie beter met haar op die oomblik. Sy is nou in rehab op die oomblik. Sy is nog heeltemal lam aan die linkerkant, so hulle werk nou met haar om te kyk of hulle dit kan verbeter. Maar sy kan praat, sy kan normaal dink en al daai tipe van goed. En die linkerkantste oog kan nie so lekker sien. Sy kan nie twee goed gelyk sien nie. Sy kan net fokus op een ding. Maar in elk geval, dit gaan baie beter en ek net vir julle almal dankie sê wat vir haar bid. Sy kan volgende week Saterdag gaan sy nou vir 'n dag kan uitkom. Net om te sien hoe die familie aanpas. Dit is nogal 'n uitdaging. Ons vrees vir dit. So sy gaan nog so vir 3 weke daar wees en dan moet sy huis toe kom. So dat is nou 'n groot uitdaging vir ons. Dankie. Ek dink ons kan spesiaal nie net vir Michelle nie, maar vir Ben en die gesin ook opdra. Dit is daar's groot uitdagings en ons as gemeente, Ben waar ons kan, ek dink ek kan namens ons gemeente praat, druk net knoppies asseblief, waar ons kan help sal ons probeer. Ek dink daar's 'n hele paar uitdagings. Ek hoop nie Ben gaan my nou skuldig of Ben sê selfs byvoorbeeld, wen as ek dit mag noem. Dis nogal moeilik selfs net om kerk toe te kom. Ek dink mense dink nie altyd daaraan nie. Ek nou dag bietjie met Tannie Alet ook gepraat en dit is nogal moeilik. Elise, om te kom sit is die regte, maar dit is nogal moeilik. En ons moet mekaar bystaan in gebed en emosionele bystand ook. Mens besef nie altyd wat almal deurgaan nie. En ek wil dankie net vir die Here sê, want ek was nou, ek dink so 3 weke laas was ek saam met jou by Michelle gewees, en ek sê vir Ben ook, ek dink is nou die 3de of 4de keer wat ek by haar was, en as ek dink, daai eerste Saterdag aand, toe sy nou opgeneem is, toe ek daar is, ek het nie hoop gehad nie, ek is eerlikwaar, uit my menslike oogpunt, mens weet by die Here is enigiets moontlik, en die laaste keer, soos Ben sê, sy kan kommunikeer, hy sê, kyk haar been as hy so begin, sy sien sy raak nou ongeduldig, sy wil dinge doen, en ons dank die Here vir die wetenskap wat daar is, en ons weet, hy is altyd saam met ons. Ek weet Kobus wag ook nog vir volgende jaar, Talita, byt julle nog vas? Ok, en dit gaan daarom so 'n bietjie beter met hom ook die laaste tyd, so ons dank die Here daarvoor ook. Dit is eintlik ook deel van die, ons so gisterand het so 'n bietjie gesels het oor die wonderwerke. Een vraag wat opkom partykeer is, 'n mens getuig en mens sê dankie vir die Here en 'n wonderwerk van plaas, en ons sê dankie vir die wonderwerke.
En dan sal miskien iets wat ek voorbid, en dit voel of dit nie wil gebeur nie, daai wonderwerk wil nie kom nie. En die gedagte wat maar net by ons, en ons het gisterand bietjie daaroor gepraat is ook om te weet dat net die blote feit dat God met ons is vir my die grootste wonderwerk. En dis nou nie net iets om te troos nie. Ek dink ons vergeet dit baie keer, en ons eintlik as ons na ons lesse kyk ook, die Israeliete het eintlik vergeet God is heeltyd fisies met hulle. Ek het eintlik 'n dingetjie in ons les onderstreep wat sê, ja, God het sy hand uit die hemel uitgestrek, en dit is eintlik verkeerd. Want God was by hulle, hy was in daai vuurkolom, in daai wolkkolom. En ons moet dit maar net altyd onthou. As jy Bybels oopmaak, daar van hoofstuk 2 af in 2 Konings, ek gaan net so vinnig deur van die gebeurtenisse wat daar gebeur, en dit is eintlik vir my, daar's 'n paar interessantes. Ons het vanoggend gepraat hoe die Israeliete deur die Jordaanrivier getrek het. Hoeveel keer het die Jordaan oopgemaak? Dat mense op droë voet kon deurgaan. Drie keer, wat het 3 keer? %100%. Want die Israeliete wat deurgetrek het, toe die priesters se voete die water raak, en toe Elisa, en dit is wat ons hoofstuk 2 kry, Elia en Elisa kom, toe vat hy sy kleed en die water gaan oop, né? En Elia is toe opgeneem hemel toe, en hy het sy kleed afgegooi, en Elisa sê dit vir ons, het sy kleed opgetel, sy klere geskeur, en hy het die kleed gevat, en toe ook by die rivier kom, het hy die water geslaan, en wat het hy gevra? Dubbel seën, ja, hy het dit vir Elisa gevra, maar hy sê toe, God, is hy nog met ons? Of God, is jy hier? En hy slaan die water, en die water gaan oop, né? Ten aanskou van 50 van die profete seuns. So, as ons net na hoofstuk 2 gaan kyk, Elisa en Elia gaan deur die Jordaan, Elia word opgeneem hemel toe, vers 14, Elisa gaan op droë grond weer deur die Jordaan terug. Vers 19, in Jericho maak hulle, kom hulle en sê, maar hoorie, die water is giftig daarso. So dat moeder self sukkel. En ons het groot probleme, en onthou die bakkie wat hy gevat, 'n nuwe bak, skoonbak, en hy sit sout en dit sê tot vandag toe is die water nog reg, wonderwerk gebeur. En dan die hartseer verhaal van Elisa wat nou wegstap, en die klomp jong seuns wat eintlik van die Baal profeteskool was, né? Ons leer van die profeteskools wat Elisa deel van was, van die Here, en dan die Baal se profeteskool. Kom hulle spot vir Elisa, en daai 2 beerinne wat uitkom, en die traagse gebeurtenisse wat daar plaasvind. Dan gaan dit anders, as na hoofstuk 3 toe gaan, sê dit daar vir ons dat, onthou Israel en Juda het saamgekom met die Moabiete, en om oorlog te gaan voer, en toe hulle daar in die woestyn kom, toe is interessant, toe hulle in die moeilikheid kom, en daar nie water is nie, hulle is dors, en alles is droog, toe roep hulle eers die profeet. En as mens na die gesprek gaan kyk daar, so die koning van Israel, soos meeste van die konings van Israel, wou nie eintlik na die Here geluister het nie. En hulle sê, maar hierso is Elisa, en Elisa kom, en hy sê, as dit nie vir die koning van Juda was nie, koning van Israel sou ek nie eers gekom het nie. Dit is nog 'n bietjie wreed om so iets te sê. Maar dan sê hy, môreoggend, sonder dat julle dit gaan besef, gaan die water wees. En die volgende oggend hulle wakker word, wat het gebeur? Al daai panne daar was vol water. En nie net water om te drink nie, die Moabiete word ook wakker en hulle sien hierdie water en die son wat daarop skyn. Onthou hulle die storie, dog hulle is bloed, hulle dog hierdie manne beklei lekker onder mekaar. En hulle gaan val sommer net aan en daar verloor hulle die geveg. So in hoofstuk 3 kry ons ook daardie wonderwerke wat gebeur. Hoofstuk 4 is vir my, as kind onthou ek altyd die storie as ons dit so in die Bybelverhale gelees het. Wie kan die verhaaltjie onthou van die weduwee se kruitjie?
Sy kom by Elisa en sy sê, ag help ons asseblief, want ons het baie skuld en hulle wil my 2 seuns kom vat as slawe. En hy sê, maar wat het jy? Wat het jy? Wat sê sy? Sy het net 'n botteltjie, wat is die olie wat ons vandag so kry? Tiger brand se olie, wat noem hulle dit? Ek het net 'n kruikolie, né? En hy sê, gaan kry soveel fase en alles wat jy kan, kruike, gaan leen by die bure. En ek onthou nog die Bybelverhaal se prentjie. Ek weet nie of julle daai prentjie kan onthou nie. Staan net 2 seentjies hierso aan die ma wat die klein botteltjie of 'n klein kruikie vat en die olie uitgooi. En genoeg om dit te verkoop om al haar skuld te betaal. En ek glo die Here het ook voorsien dat sy nog gehad het om aan te gaan ook met haar gesin. So ons kry daai wonderwerk en as ek aan daai wonderwerk dink, dan dink ek dit is nie 'n noodwendige geval tussen lewe en dood nie, alhoewel jou kinders. Maar as ons deur hierdie wonderwerke gaan, wil ek ons moet 'n bietjie daaraan dink op watse vlakke God belangstel in ons as mens. Vers 8. Kry ons die verhaal van die ryk Sunamitiese vrou wat elke keer as Elisa daar verbykom, daarom vir my ete voorsit en naderhand sê sy vir haar man, maar kom ons bou vir 'n kamer hier sodat hy daarom kan oorslaap ook. Gasvry, sy gee om. En Elisa vra vir haar, maar hoorie, ek kan sien daar's ietsie fout by jou, wat is fout? En sy sê nee, maar niks is fout nie. En hy sê vir haar, wat is fout en wat was fout? Ek het die storieetjie onthou. Sy was kinderloos. Ek dink sy was ook al, ek glo nie sy was so baie oud nie, maar dit sê haar man was baie oud gewees. En sy sê, maar sy het al gelief geneem daarmee, en hy sê vir haar, onthou net volgende jaar, die tyd as jy hier kom, gaan jy 'n seentjie in jou hande hê. En ek kan amper die vrees, saam met die opgewondenheid hoor by haar, sy sê, maar, mens moenie grappies maak hieroor nie. En dit is 'n groot verlange wat sy gehad het. En die volgende jaar toe hulle daar kom, het sy baba seentjie gehad. En in dieselfde hoofstuk, vers 20, dieselfde seentjie, wat gebeur toe met hom? Hy gaan uit na sy paal toe in die landerye, en ek weet nie of dit sonsteek was of iets nie, by 'n vertaling praat van sonsteek. Slaaf bring hom terug na sy ma toe, en hy sterf in sy ma se arms. En sy slaan haar donkie op, en sy gaan na Elisa toe. En dis ook interessant, hoe dinge afspeel. Want Elisa stuur vir wie vooruit met sy staf? Vir Gehasie, né? Ons hoor nogal baie Gehasie se naam in die Bybel voorkom. En dan gaan Elisa ook. En die tweede keer wat op hom gaan lê, sê dit vir ons, die seentjie het sy oë oopgemaak, en wat het interessant, waar is die kinders? Wat's interessant wat met die seentjie gebeur het? Behalwe dat hy nou lewendig geword het. Hy het 7 keer genies. Julle het al gelees in die Bybel. Interessant, né? Groot wonderwerk wat gebeur het. Vers 35. Vers 38 praat van waar hulle kos gaar maak. En een van die profete seuns, sien mans moenie eintlik kos maak nie, né? Gaan en hulle kry een of ander wille komkommer en hy sit dit binne in die wat is 'n stew, 'n breedie wat hulle gemaak het. En net toe hulle dit wil eet, toe kom iemand dit agter en sê, maar jy kan dit nie eet nie, want dit is giftig. So daai hele profete skool sou in die moeilikheid gekom het as hulle die breedie geëet het. En Elia sê, vat bietjie meel gevat en in die breedie gegooi en almal kon daarvan geëet het. So, volgende keer as die breedie nie lekker proe nie, gooi net bietjie meel by. En ons daar gooi ons bietjie chutney by, dit werk ook. En dan hoofstuk 5, interessante storie, daar's so 2 of 3 wonderwerke wat daar ook gebeur. Die eerste een wat ek hier neergeskryf het, is, dit gaan oor Naaman. Wat was die eerste wonderwerk wat daar gebeur? Wat het met Naaman gebeur nadat hom 7 keer in die Jordaan gaan bad het? Sy melaatsheid was weg, né? Wonderwerk.
Maar die mooi wonderwerk wat my eintlik in die begin is, waar 'n dogtertjie wat hy eintlik gaan roof het, gaan ontvoer het, as 'n slavin vir sy huis, het 'n hart van goud gehad. Het 'n verhouding met die Here gehad. En sy het selfs omgegee vir haar vyand, is dit nie mooi nie? Dis 'n wonderwerk. Sy het vir hom gesê, gaan na daai man toe. Haar vyand. Mooi wonderwerk wat plaasgevind het. En dan hoofstuk 6, ek wil bietjie konsentreer op hoofstuk 6, is daar twee dinge wat hierso gebeur. Die eerste verhaaltjie wat ons in hoofstuk 6 kry, is, en is eintlik so mooi, ek wil dit lees. Dit sê, en die profete seuns het vir Elisa gesê, kyk tog, die plek waar ons woon, waar ons voor die woon, is vir ons te nou. Met ander woorde, is te klein. Ek wil net na die 83 vertaling toe gaan, ekskuus tog, hy bring dit nogal vir my mooier uit. Is te klein, vers 2, laat ons na die Jordaan toe gaan, en balke kap, en vir ons 'n bymekaar kom plek te bou. Gaan gerus, het Elisa geantwoord. En een het vir hom gevra, nou hier's nogal wysheid hierso in, wil u nie met ons saamgaan nie, asseblief? Okay. So Elisa, jy kan nie net hierso sit, na hande gevou nie, kom help ons. So ek glo net, dis in daai konteks nie, kom saam met ons, asseblief. Dit is altyd goed om wysheid saam te vat. Hy het geantwoord, ek sal gaan, en hy het saam met hulle gegaan. Toe hulle by die Jordaan kom, het hulle bome afgekap, aan die werk gespring. En terwyl een besig was om 'n boom af te kap, en ek wil hê ons moet onsself miskien bietjie in sy skoene sit. Jy is besig om hard te werk, jy is besig om werk te doen vir 'n goeie doel. Boom af te kap, het sy byl in die water geval. Nou weet ek nie of dit uit sy hand uitgegly het of net die byl kop, maar die byl het in die water geval. En hy roep toe, klink dit bekend? Ag, tog. Gelukkig was nie 'n kleurryke metafoor saam nie. Ag, tog, meneer. En dit was boonop 'n geleende byl. Het jy al iets geleen by iemand en dit raak weg? En daai tannie wat jy dit bygeleen het gesê, mannetjie, jy beter dit baie mooi oppas. Dis enigste een wat ek het. Dit mag dalk ietsie klein wees, maar vir hierdie jong man was dit 'n moedeloosheid. Ag, tog, meneer. Onthou daai woorde, ag, tog, meneer, en dit was 'n geleende, boonop 'n geleende byl. Die man van God het gevra waar die byl ingeval het, en toe die profeet vir hom die plek gewys het, het hy 'n stuk hout afgekap, en het daarin gegooi, en dit het bo, en die byl het bo, dit het die byl bo laat dryf. 'n Wonderwerk wat plaasvind. Was dit tussen lewe en dood? Nee. Stel God belang in dingetjies wat dalk klein is in ons lewens, maar wat onaangenaam is. Daai, ag, tog, moes dit nou gebeur het. Vat die melk uit en dit val en die beker breek daar op die voet. Ag, tog, moes dit nou gebeur het. Stel God belang in die klein dingetjies ook in ons lewens, in alles van ons lewens. As ons na die volgende verhaaltjie toe gaan, waar daar vers 8 begin, is 'n paar interessante dinge. Die koning van Aram, die Arameërs, dit was die boelies, die terroriste, die koning van Aram was in oorlog met Israel gewikkeld en het telkens met sy offisiere afgespreek dat hy op 'n sekere plek sou kamp omslaan. So hulle het daar in hulle raadskamer gesit en gesê, daar en daar gaan ons nou die aanvalle doen. Die man van God, Elisa, het dan aan die koning van Israel die volgende boodskap gestuur, pas op dat u nie na daardie plek toe optrek nie, want die Arameërs trek soontoe op. Wees versigtig, God waarsku julle. En jy weet, as ons baie keer, ek dink aan die verhaaltjie wat Janie vertel het van Christine, waar die Here haar wakker gemaak het in die aand. En sê, bid. Ek weet nie of jy al partykeer net
ewe skielik aan iemand gedink het nie. Die Here waarsku ons op baie verskillende maniere. En partykeer is ons so besig dat ons nie altyd daarna luister nie. En Elisa waarsku die koning van Israel, of God waarsku deur Elisa vir die koning van Israel. Vers 10, gevolglik het die koning van Israel boodskappe deurgestuur na die plek toe, waar die man van God hom genoem het, en hom voorgewaarsku. Die mense daar was dan keer op keer voorberei. Vers 11, die koning van Aram het baie onrustig geword hieroor. Hy het sy offisiere laat roep en vir hulle gesê, ek wil van julle weet, wie van ons dra nuus oor aan die koning van Israel? Hier's 'n spioenie tussen ons. Het ons op skool gesê, een van julle is 'n spy. 'n klikkie, kom per se klikback. 'n klikkie. Wie is die spioen hierso? En ek wil ons moet mooi luister wat hierdie offisier antwoord. Een van sy offisiere het geantwoord, nie een van ons nie, u majesteit. Dis nie ons nie. Maar die profeet Elisa daar in Israel kan vir die koning van Israel vertel, wat kan hy hom vertel? So ek sit nou iets hierby, hy kan hom net vertel wat God hom wys. Dis niks met die profeet te doen nie. Maar God weet presies wat, selfs wat u in u slaapkamer sê, en ek wil sê doen ook. En dit laat my 'n bietjie dink ook, né? As ek in my slaapkamer is, in my alleenheid, onthou ek, maar God is hier saam met my. Jy sien as ons daai 8 tog situasies deurgaan, dan baie keer dan ons, ja, miskien moet ek nou bid. Maar as die Satan ons alleen kry op plekke waar ons dalk nie moet wees nie, en hy bring daai versoekings, onthou ons dan, maar God is ook by my. En ek kan net oorgee aan hom. Ek kan hom vra, beskerm my nou. Of dink ek is alleen en miskien maar net die keer. Hy weet selfs wat hy in die slaapkamer sê. Ek sukkel om hierdie te verstaan. Die koning van Abraham het gesê, gaan vind uit waar hy is, dan stuur ek manne om hom te vang. Die koning is meegedeel, hy is in Dothan. Die koning stuur toe perde, strydwaans en 'n sterk mag daarheen. Hulle het in die nag gekom en die stad omsingel. As die Here weet wat hy selfs in sy slaapkamer sê, hoekom sal hy nie dit nou weet nie? Hoekom stuur hy hulle in die nag? Natuurlik weet God dit. Nou ek lag hier hoor, maar mens kyk eintlik na jouself ook, want baie keer vergeet 'n mens die Here weet baie beter as ek self weet. Ons maak baie keer plannetjies sonder om God te raadpleeg. Miskien sal die Here nie weet as ek hulle in die nag stuur nie. En dan vers 15, die môre vroeg het die slaaf van die man van God, wat is sy naam? Van waar? Gehasie, ons ken daai spreekwoord. Die man van God opgestaan. Ek wil net seker maak, ek weet nie of dit toe Gehasie is nie, want dit Gehasie het ons op 'n stadium met Naaman het hy mos nou laatsheid gekry, so ek moet myself net dalk korrigeer hierso. Maar die man van God opgestaan en toe hy uitgaan, sien hy 'n leer rondom die stad met perde en strydwaans. En ek dink hierdie 8 meneer was bietjie groter as die 8 meneer by die byl. 8 meneer, sê die slaaf vir Elisa, wat gaan ons nou doen? Ek weet nie of ons al in so 'n situasie was, dat ek dalk in 'n loop van 'n wapen vaskyk nie. Miskien op 'n siekbed, of ergens waar mens weet, miskien, ek weet nie wat is die uiteinde nie. Die 8 meneer hierso is baie groter. 8 meneer, wat gaan ons nou doen? Ek dink elke dag in ons daaglikse lewe as mense is daar 8 meneer situasies en ons weet nie wat om te doen nie.
En vers 16 is 'n boodskap wat ons in ons harte moet opsluit en saam met ons oral te vat. Hy het geantwoord, moenie bang wees nie. En ons leer dit in die kinderklassies ook, né? Ek onthou nog. Die wat by ons is meer as wat hulle is. Glo ons dit en onthou ons dit. Ons almal het ag meneer situasies. Moedeloos. Maar asseblief bewaar hier in ons harte. Die wat vir ons is baie meer. God het alreeds die stryd gestry en gewen. Jesus het alreeds die dood oorwin. Al sterf ek hier op aarde, ek weet my lewe is geskryf op die palm van sy hand en ek weet daar's iets beter wat wag. Ek hoef nie te bekommer nie. En ons raak baie keer so gefikseer op die dinge wat, en dit is belangrik om te weet wat aangaan, maar ons raak so gefikseer daarop, so gefokus daarop, dat ons so na probleme kyk, dat ons vergeet, ons het 'n groot God wat by ons is, en die wat by ons is baie meer as hulle, as ons probleme. Ons wat die eindtyd verkondig, en ons leef in die eindtyd, ons sien dit om ons, moet ook versigtig wees, praat eerder van 'n groot God as groot probleme. Ons sê altyd, daar gaan nog moeiliker tye kom. Maak nie saak nie. Daar's 'n groot God wat by my is. En Elisa het gebid, Here, maak tog sy oë oop, dat hy kan sien. Baie keer roep ons eerder uit soos Dawid, Here, waar is U? In plaas van, Here, maak my oë oop, dat ek U kan sien. Dat ek kan sien en weer my geloof kan versterk, dat die wat by my is baie meer as wat my vyand is. Maak tog sy oë oop dat hy kan sien. Die Here het die oë van die slaaf oopgemaak en hy het gesien, die berge rondom Elisa was vol perde en strydwaans van vuur. Sjoe. Dink, probeer dit 'n bietjie indink. En glo ons dit? Of is dit maar net 'n verhaaltjie in die Bybel opgeskryf? Glo ons dat ons is hierso omring deur strydwaans van vuur, deur God se engele, maar glo ons dat God self is met ons? Glo ons dit nog? Toe die Arameërs op hom afstorm, het Elisa tot die Here gebid, slaan tog hierdie mense met blindheid. Is interessant, vir sy slaaf bid hy, maak tog sy oë oop. Vir die vyand, Here, net vir nou, staan hulle met blindheid. En hulle is dadelik geslaan met blindheid. Elisa sê toe vir hulle, hy gaan af na sy vyand toe. So, ons het vanoggend gehoor, Ragab het so 'n bietjie, nie heeltemal die waarheid gepraat nie. Elisa ook nie. Dis nie die regte pad nie, en dit is nie die regte stad hierdie nie. Kom agter my aan, dan lei ek julle tot by die man vir wie julle soek. Effens 'n wit lintjie. En hy lei hulle, waartoe vat hulle? Hy het hulle na Samaria toe gelei, die hoofstad van Israel. Toe hulle in Samaria kom, sê Elisa, Here, maak hierdie mense se oë oop, dat hulle kan sien. Jy sien, dis nie net 'n gebed wat ons vir onsself moet bid nie, ons moet dit vir ons vyand ook bid. Here, laat ons vyande ook U ontdek en U ontmoet. Nie net ek nie, ek het dit net so nodig, dat ek U ook kan sien in my lewe. Maar dat my vyand, wat U dalk nie ken nie, ook kan sien, maar dit 'n liefdevolle hemelse Vader, wat innig lief is vir hulle. Toe die Here hulle oë oopmaak en hulle kyk, toe is hulle binne in Samaria. Toe die koning van Israel hulle sien, vra hy vir Elisa, en ek dink ek kan myself baie keer in sy skoene sien, veral as hy taxi voor my stop. Moet ek hulle doodmaak, meneer?
En hy noem dit 'n tweede, vra 'n tweede keer net om seker, dan moet ek hulle doodmaak, kan ek maar. Al sy soldate staan reg. Hierdie ouens wat ons so pla, wat ons so aanval. Hierdie mense wat niks respek het vir u nie. Hierdie mense wat net dood saai. Het hulle in ons hand gegee, kan ek hulle doodmaak. En dan die grootste wonderwerk vir my, wat dalk in my lewe nodig is. Nee, moet hulle nie doodmaak nie, was sy antwoord. Sou jy mense doodmaak wat jy met jou eie swaard en jou eie pyl en boogkruis gevange geneem het? Moet hulle nie doodmaak nie. Wat moet ek doen? U berei die tafel voor my aangesig. Teenoor my vyand. Dis hoe ek daai verstaan. Sit vir hulle eet en drink goed voor, dat hulle kan eet, voordat hulle teruggaan na hulle koning toe. Wat gebeur hierso? Elisa kyk na die Arameërs. Net soos wat God vir Jona gesê het, wil jy hê, hoeveel was daar? 120.000 man, wat nie eers baie keer weet wat die verskil tussen 'n linker en regterhand nie. Elisa kyk na sy vyand, en hy besef, maar hy's kinders van God, wat deur Satan mislei is, om te doen, dinge te doen, wat eerder die karakter van Satan dra. Here, hoe kan ons hulle oë oopmaak om u kinders te wees, om u te sien en u te wil navolg? Maak my oë oop, Here, dat ek kan sien wie staan om my. Jy sien veral in die Bybelse tyd, wanneer daar saam geëet is, 'n ete, en dit is waarop die nagmaal ook wys, is 'n verbond wat gesluit word van vriendskap. Onthou toe Abraham daarso sit en die vreemdelinge kom op pad Sodom en Gomorra toe. Wat het hy dadelik gedoen? Opgespring, hulle ingenooi vir 'n ete. Jesus, voor hy gekruisig is, wat het hy met sy disippels gedoen? Die laaste avondmaal saamgeneem. Wat wys dat Jesus eerder wil vriende maak, sy kinders wil red, as om dood te maak. Sit vir hulle eet en drink goed voor, dat hulle kan eet, voordat hulle teruggaan na hulle koning toe. Die koning van Israel het vir hulle 'n groot feesmaal gegee. Dit is nie mooi nie. Het vir hulle 'n groot feesmaal gegee, nadat hulle geëet het, het hy hulle laat gaan, terug na hulle koning toe. Die bendes van die Arameërs het toe nie weer in die land van Israel gekom nie. Want hulle was nie meer vyande nie. Is dit nie mooi nie? My gebed is vir ons vandag elkeen, is so mooi om deur al daai, ek het so 'n hele lysie neergeskryf en daar's nog wat volg. Verskillende wonderwerke waar God vir ons wys, hy stel in al ons fasette van ons lewens belang. Hierdie persoonlik is vir my mooi. En ek wil dit ook net noem, ons is 'n gemeente hierso. Ons moet ook die Here elke dag bid. Here, persoonlik, maak my oë oop. Dat ek kan sien om eerder u wil uit te dra, as om miskien onmin te saai. Of tweespraak te bring. Of dalk my eie wil te wil laat geskied, maar eerder u wil. En laat ons samesyn sal behou in so 'n mate, dat dit 'n skynende lig mag wees. En waar 'n vyand het
is dit my gebed dat ons elkeen vandag mag bid, Here, open my oë, dat ek eerder uit die diepte van my hart 'n feesmaal kan voorsit en my vyand my vriend maak. Want dit is ook God se kind. Mag dit ons gebed wees, selfs as daai taxi voor ons stop. Dat die Here ons oë oopmaak om eerder sy kinders te sien. Amen.